En Urban Legend sê ek was so 2 jaar oud toe ry Jim Redmond met sy motorfiets uit die pits oor my voet. En so tussen die trane deur het die petrol toe in my are beland. Dan is hulle. En Piet Swanepoel het vir hom genavigeer. Maar Piet, baie goeie vriend van my gewees, ook nou ongelukkig oorlede. Maar as Janiel toe 'n pap wiel kry, dan sê hy, jy het die wielpap gery, jy moet hom regmaak. Dan klim hy nie uit nie. En Janiel het nou nie baie daarvan gehou nie. Toe sê hy vir my, soek hy 'n ander navigator. En toe ek daai eerste 3 kilo saam met hom ry, toe sê ek vir my, jy gaan sukkel om my hier uit te kry. Toe was ek 7 jaar in hy span en dit was baie lekker jare. So dis maar hoe ek in die span beland het, ja. Maar hy het net so met groot oë vir my gekyk en hy het so 'n kragwoordjie gelos en hy het gesê, lyk my ek moet luister. En dit was toe die begin van 'n baie goeie verhouding tussen ons. Ons het eintlik baie goed oor die weg gekom. Ons dit lyk soos Loftusversveld. Groot plek, seker 40-50.000 mense wat daar vir jou sit en kyk en jy's in die sneeu. En toe ons so in die tou staan om weg te trek, toe sê Janiel van my, blaas gou 'n bietjie die wiele af. En dis koud en alles. En ek klim maar uit en ek kyk so na mense en ek sê, boertjie, wat maak jy hierso? Ek was heeltemal uit my plek uit gewees. Gelukkig vir ons. En toe is ons af Marokko toe en toe ons in Tunesië het ons die traject gewen. En ja, dit het goed gegaan. Ons het ongelukkig vir 'n lang tyd gestaan. Mag ek julle dalk net nou daarvan vertel. Ons het julle strategie gehad voor julle enige stage of traject gaan doen het. Jy en die bestuurder, het julle vooraf 'n strategie probeer uitwerk of het julle net ingeklim en gery? Kyk, daai tyd, die trajecte was baie lank, veral in Afrika. Jy het 600 km 'n dag gery. So jou grootste strategie was maar gewees om te probeer deurkom sonder om papwiele te kry, sonder om te verdwaal en so vinnig as moontlik te ry. Jy weet, in daai karre, ek kan nie glo daai Nissans het so gehou nie. Ons het nie daai tyd die beperkers of soos hulle sê die restrictors gehad. Die engines het vrygehardloop. Ons het baie keer 7000 revs gehardloop vir 'n uur of 2 aan mekaar. So deur daai lang stukke plat se woestyn. So daar was nie eintlik 'n strategie nie. Jy moes jag. Jy moes probeer so vinnig as moontlik daai kant kom. Die grootste probleem was om nie te verdwaal nie. Soos dit nou maar nog steeds is. Ja, dis baie interessant om te hoor dat julle nie restrictors gehad het nie. Is julle op spoed ook nie gerestrikt nie? Het julle net dit wat die bakkie kon hardloop, het julle dit gery? Ja, dis reg. Jy moet onthou, daai tyd was die karre glad nie so vinnig soos nou nie. Ek dink daai Nissans wat toe ingekom het, was seker toe een van die vinnigste karre. Ons het daar was ook nie lugverkoelers in die karre gewees nie. Natuurlik is baie warm. Jy ry hier teen 40 grade en jy het drie lae vuurvaste onderklere aan onder jou dik 3-piece suit soos hulle sê. En so dis warm. So ons het 'n flappe op die dak gehad soos die tydrenkarre maar gehad het daai tyd. Ek onthou eendag toe ry ons daar in 6de rad. En nou gaan die spoed so op, ons het 'n spoedmeter, 'n digitale spoedmeter daarom gehad. Ons gaan so 183, 184, 185 tot by 187. Dan maak ons daai flappe oop, want ons kry te warm, dan kom die spoed so af na 180 toe. So dit was baie vinnig geweest. Op bande wat gery is vir 140 km/h. So julle het met gewone bande gery, julle het nie met Nee, ons het daar ons het met ordentlike bande gery. Ons het met Bridgestones gery, die wat spesiaal ontwikkel was, net so vandag. Dit was goeie bande, ja. Okay. Ja, nee, dis baie interessant. Kan ons 'n bietjie gesels oor daardie terugslag wat julle toe getref het wat gemaak het dat julle vir alle effektiewe doeleindes toe nie kon gaan vir die toppunt van die podium nie, wat julle baie lank laat staan het. Ja man, ons het die kar het skielik gaan staan en dit is toe nou die dag voor die marathon seksie wat jy nie die aand aan buite hulp het nie. En ek kan nie onthou nie, ons het seker so 60 of 70 kilos gery, maar as 'n lang traject, seker weer so 600 kilos, toe gaan staan die kar met 'n elektriese probleem.
En jy weet nou nie eintlik waar om te begin nie. Nou het jy 'n satellietradio wat jy nie mag gebruik nie. Maar jy klim nou maar skelm hier onder die kar uit want daar's oral fotograwe. Jy wil nie weet waar kruip 'n fotograaf uit in die woestyn nie. En nou bel ek vir Glyn op die satellietfoon en hy help ons en ons soek ons het toe later die hele kar omtrent uitmekaar uit. Toe sit die hulle noem dit die Cathode switch, weet jy, as dan nou 'n vuur of 'n ding kom, dan sny jy die krag af. Toe het hy's op 'n carbon fiber bord gemonteer en toe het hy 'n kortsluiting gemaak. En toe het ons hom reggemaak en toe het ons in die gang gekom, maar toe is ons ver agter. Ek dink ons het 3 of 4 ure gestaan wat 'n leeftyd is. En ons is toe heel agter in die veld en toe ry ons en hier's ewe skielik hier's karre voor ons van die een kant af en daar's karre van die ander kant af en die ouens ry op en af en so 'n rivierbed. As ek nou sê rivierbed is hipoteties gesproke want dit is in die woestyn, maar dit is wat dit is. En nou weet ons nie mooi waar om te ry nie en Janiel sê vir my watter kant. Ek sê wel al wat ek kan doen is volg my boek en dit is waar die verhouding in die kar baie belangrik is. Ek sê vir hom moenie worry oor daai ons nie, ry die boek. En ons ry nog so, want nou moet jy onthou, daai tyd het ons die wiele het 'n sensor op wat jou odometer laat draai. Die odometer is nou wat vir jy sal weet stompie, hoe ver ry jy en waar op die instruksie moet jy wees. Maar nou die sand warm geword, nou loop die wiele vinniger. So my hele oudo is uit en ons het ook 'n slag verkeerd gery en so aan. So ek weet nie mooi waar ek nie, maar ek sê vir hom, ons kan so 'n kraaltjie aan die regterkant kry met 'n palmboom, daar moet ons regs draai. Ek praat nog toe lyk daai ding, toe kom hy soos 'n droom by my op. En ons draai toe staan net een ou wat nog daar reg gery het. Dis Jan-Louis Slesler. Hulle toe met daai buggies wat hulle gebou het. Hy reg gery. Ons is toe die tweede kar op die pad wat reg gery het. En toe ons weer in die game. Maar ongelukkig toe vir ons het die ouens wat verkeerd gery het ook toe nou van 'n ander kant af op die regte roete gekom. Toe ons nou nie heel voor nie, maar ons lê toe goed. As jy vat, ons het 3 ure gestaan. En hier kry ons toe vir Ari Wattinand toe hy gaan staan. En hy en Colin tou mekaar toe. Toe stop ons maar by hulle, want dis nou jou spanmaats. En toe begin die ander ouens nou weer verbykom. Toe hulle het brandstof uitgeraak, toe ons 'n slag weer getou en brandstof uit ons kar het getap. Maar toe het ons baie tyd daar verloor. Ons het baie laat daai aand in die bewaking gekom. En toe alle karre het ons nou weer reggemaak. Ek kan nie onthou wat die fout op hom was nie. Ek dink amper uit 'n radkas, uit 'n koppelaarprobleem gehad. As ek reg onthou. Maar daai dag het ons die tydren verloor. Ek dink nie ons sou ooit kon gewen het nie, maar ek dink ons kon 'n podium gehad het as dit nie vir daai terugslag was nie. Sure, ja, dit is naby geweest. Ek skat in 'n mate was dit goed geweest om te weet dit was 'n sensor geweest eerder as 'n groot meganiese fout wat tot daai vertraging gelei het. Ja. Jy so vinnig genoem van Colin McRae en Ari Wattinand. Hoe was dit geweest net van interessantheid in die kom ons sê in dieselfde span met hierdie twee legendes van die wêreld rally kampioenskappe. Vir my persoonlik, Colin het my altyd voorgekom as 'n ou wat verskriklik professioneel is. Baie iets wat mens kan amper sê 'n bietjie bot is, maar ek is seker wanneer jy hom sien in 'n informele of 'n meer gemaklike omgewing, dan het hy seker 'n ander persone gehad. Hoe was dit geweest tussen daai groot name in dieselfde span? Ja, nee, dit was nogal 'n ondervinding om ouens wat jy net op TV sien meer skouers te verryg. Hulle was albei baie aangename manne. Ari stuur partykeer nou nog vir my 'n verjaarsdagboodskap. Ek en hy verjaar naby aan mekaar. En sy navigator en Colin se navigator en ek het baie goed oor die weg gekom. Ons het in die aande gesit en in boeke vergelyk en te kere gegaan. En Colin self is 'n verskriklike aangename kerel. Ari kan ek net my hoed voor afhaal. Lekker man om mee te gesels, ja, ek moet sê. So dit was nog 'n groot ondervinding. Die lekkerste was natuurlik dat ons hulle gewen het. Ja, natuurlik. Ek onthou Ari was bekend vir daai lang esse wat hy baie keer gegooi het op die vinnige trajecte, maar op die ouens sal hy dit verruil het vir om die eerste instand te kon gewees het. Ja, ek dink beide van hulle het te hard probeer. Hulle het hulle karre stukkend gery. Hulle moes ons manne was al baie moedeloos in die aande as hulle met daai stukkende karre daar aankom. Wat Janiel het die ondervinding gehad om sy kar
aan die gang te hou. Miskien nie heeltyd altyd so vinnig te ry deur die rowwe goed nie, veral daar was plekke waar daar boontjies en doringbome en goed was, en dan ry jy die kar maklik stuk in. So ek dink daar het sy minder ondervinding as Ariel, maar meer is Collins, en hy het definitief gehelp om te laat ons hulle weggery het. En dan so aan die, kom ons sê, as mens met hierdie tipe wedrenne waar dit oor baie dae plaasvind, en wanneer mense nou agterkom, okay, wel jy's kompeterend, jy's aan die besigheidskant van die veld, begin dit so 'n bietjie die druk bietjie opbou in die bivouac, en verander die definitief. Ja, nee, kyk, die senuwees pla maar. Mens moet dit sê, maar dit is 'n lekker tipe senuwees, want jy besef, just like, jy sien dit is nie groot manne, en jy bly by, en jy het 'n paar plekke reg gery wat groter manne verkeerd gery het, so die senuwees pla, maar dit is lekker senuwees, en ons het op 'n stadium besef, ons kan dalk hierdie ding wen, jy weet, dit was in ons agterkoppe, so dit het nou nie gebeur nie, maar dit was altyd 'n moontlikheid. En op die ou end, as jy nou terugkyk, is daar enige blywende, kom ons sê, indrukke wat jy het van daardie Dakar in 2004? Yes, daar's baie. Ek het ongelukkig nie 'n kamera saamgevat nie. Ari het 'n kamera saamgevat. En oral het hy foto's geneem. Ek het die tweede keer saam met Mark het ek baie foto's geneem. Sommige so uit die kar uit en as jy tyd het en so aan. So daar's baie goed wat ek vergeet het. Ek het 'n boek gevat en goed ingeskryf, en iemand het wraggies die boek by my vasgelê. So dis nogal jammer, want ek wou dit nog in 'n geskrewe vorm eendag uitbring. Maar daar's baie goed wat by my bly steek. Wat ek so met die tyd op kry. Ons het een keer, dit het begin reën in die woestyn in Marokko. En toe ek weer sien, toe sit net blommetjies wat so begin ontpop rondom ons. Die mooiste gesig gewees. Dis nie baie reën nie, maar dis een van die goed wat seker vir my die mooiste ooit was, wat ek nooit verwag het nie. En daar was 'n paar interessante verkeerderye wat reg gedraai het. So daar's baie ondervinding, maar dit was vir my 'n baie groot ding. Dit was eintlik te groot vir my. Ek was nie reg voorberei vir so groot ding. Dit het baie onverwags op my ingekom, jy weet. Ek het 3 maande voor die tydren het hulle besluit ek moet ry, en nou ja, moet ek maar inklim. Ons sê vir my, nou daai routekaarte, dit was dit in Engels geskryf of in Frans, en hoe het jy aangepas met dit, en was dit maklik of moeilik? Dis nou 'n ander storie. Meeste van die jy het mos maar, soos jy weet, tulips, jy weet, jy het 'n T-aansluiting wat hulle teken en so aan. En dan was meeste van die instruksies het hulle langs dit iets geskryf, maar meestal in Frans. So ons moet so 'n bietjie, ek en Hannes het hier in Suid-Afrika ook Franse lesse gegaan. En toe het ons in Darling het ek vir Janiel probeer in Frans bietjie navigeer. Toe het hy vir my gesê, los hierdie nonsens, ons gaan verkeerd ry. So ja, dit is Frans, maar dis al maklike goed, jy weet, dis off-piste, en goed wat jy daar maklik kan verstaan. Die grootste rede hoekom ons bietjie Frans wou leer, as jy met 'n tydrenne beampte of met 'n marshal, soos ons sê, moes gesels het of moes kon kommunikeer, dan moet jy daarmee jouself kon oor die weg bring, want jy weet die Frans hou nie van Engels nie. As ons dan aanbeweeg na die Dakar wat nie gebeur het nie in 2008, wat die wegspring sou in Lisbon, Portugal gewees het, en dit is toe ook laaste minuut gekanselleer. Soos ek verstaan het, was julle daar gewees, jy was saam met Mark Corbett met 'n Nissan Navara, en julle sou die eerste privaat inskrywing gewees het in die motorafdeling. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel van, kom ons sê, hoe die oploop gewerk na daardie Dakar toe, hoe het jy en Mark by mekaar uitgekom om die projek saam aan te pak, en wat was kon julle iets uit die rally uitkry of uit die voorbereiding uitkry wat julle later kon gebruik? Ja, ek Mark het 'n Nissan laat bou by Glendale. En ek weet nie hoe het my naam in die gesprek gekom nie, maar toe het hy vir my gesê, kom ry bietjie saam met my. Toe het ek so moet hom 'n provinsiale tydren gaan ry daar bo in Vryburg 'n bietjie. En gesien nee wat, ons kom oor die weg, en toe het ons in Leidenburg, ek was toe op daai stadium nie meer betrokke nie. Ek was toe wat hulle noem MSI steward geweest. Wat toe ek na die tyd toestemming gekry het ek saam met hom so 200 kilos gaan ry, dat ons mekaar net 'n bietjie kan uitsort. Sien ons net wat dit gaan werk. En toe ons nou in Europa aankom, toe sê rumors daar dat die ding afgestel gaan word, en ons kon dit nie glo nie. Janiel kom toe na my toe sê, nee, jy kan maar jou tas pak.
En jy weet die storie was, daar was in Marokko van die joernaliste was geskiet gewees in een of ander insident. So ek weet nie of die organiseerders dit so beplan het al lankal nie, want hulle toe net ons kom by die briefing en hy klim op die traject en hy sê, sorry, dis die ding in kan nie die man se naam onthou nie, maar hulle staan toe daarvoor, hulle sê net vir julle almal sê die hele tydren is afgelas. En hy loop. En ek het groot manne sien huil daar, vir ouens wat hulle huise verpand het, ouens wat jare se voorbereidingspaar geld gevat het. Dit was 'n baie tragiese insident en 'n traumatiese ding gewees. Ek het nooit gehoor dat die ouens in dit wil verder vat en net in Europa ry nie. Ons het toe daarvan af, het ons met Nomex overalls het ons gaan ski, wat ook nie so lekker was nie, ons het maar koud gekry. Maar ons het toe so draai deur Switserland gery en toe my huis toe gekom. So, ek het my vrou was ook daar, het ons dan maar so toer gemaak af. Maar dit is eintlik jammer geweest, baie jammer. Dus die volgende jaar is dit natuurlijk Suid-Amerika toe. Dis baie interessant dat jy vertel van die ouens wat sommer hulle huise verpand en lenings, groot lenings aangaan om die Dakar te kan doen. Wys jou maar net hoe groot aantrekkingskrag het die Dakar met sekere mense. Jy kan nie glo nie. Ek dink nie net met Dakar nie, met enige tydren. Jy weet, ek het op 'n stadium 3 huisverbande gehad op dieselfde huis. As my vrou dit agterkom, loop sy dadelik weg. Maar dit was net om bande en engines te maak. Maar die Dakar was natuurlik die hoogtepunt. Ons is die tweede Suid-Afrikaners wat ek dink wat aan die Dakar deelgeneem het. Die eerste een was Neil Woolridge, en ek dink Brooks Caroline het vir hom daai tyd gaan navigeer. En maar dit was so 'n hele paar jaar voor ons gewees. En hulle was toe met Mitsubishi betrokke. Maar dit was, toe ons nou daar kom, dit is net 'n baie groot gebeurtenis. Jy weet, deesdae is dit met die sosiale media, is dit nou baie nader aan die huis. Maar daai jare het jy in die aande, het hulle maar vir jou vertel wat môre gebeur. Jy het eintlik nie geweet wat gaan gebeur nie, maar dit was die event wat jy moet aan deelneem. So ek het nooit gedink ek gaan uitkom nie, dit was nooit deel van my beplanning gewees nie. Dit was maar net 'n gelukskoot, soos my lewe is vol gelukskote. Dis ongelooflik hoe die lewe se draaie werk en baie keer kom dit maar neer op, ek skat menseverhoudings, weet mense met wie jy te doen het en dan die verhoudings wat goed is en dan werk en dan loop jy mekaar weer raak en so vraag is waar in 2012 toe jy en Mark Corbett die Dakar aangepak in Suid-Amerika en hierdie keer 'n baie ander situasie met 'n motor wat ek verstaan jy baie nou by betrokke was, weet om saam met Century Racing wat jy ontwikkel het. Kan jy vir ons bietjie vertel hoe daardie ontwikkeling gebeur het, hoe die paaie geloop het dat jy jouself weer bevind het by 'n Dakar geleentheid in 2012? Ja, ek is toe nou al heeltemal uit tydrenne uit, maar ek is toe nog as beampte betrokke. Ek was toe die MSI steward op meeste van die tydrenne en Mark kom toe eendag na my met daai skalkse glimlag van hom en hy sê, "You owe me one." Ek sê, "What do you mean I owe you one?" Ek dink ek het hom 'n penalty vir iets gegee wat hy nie saamgestem het nie. Hy sê, "Nee, you owe me one because we didn't do the Portugal Dakar." En toe sê jy met jou stert na rad kry, kom. En toe sê ek soontoe 'n bietjie gaan kyk en toe het ons dan maar weer gym toe gegaan en al die regte dinge gaan doen maar dit was baie lekker jare. Die grootste probleem wat ons gehad het met daai motor, ek het saam met hom in Bloemfontein ook in 'n tyd en gaan ry. Die skokbrekers was Julian se grootste uitdaging om die suspension reg te kry. Hy het dit toe nou later reg gekry. En dan jy wil nie glo nie, daai kar het hulle het toe oorgeskakel van die Nissan Turbo engine af wat nooit daar was te veel elektroniese probleme. Hy het vreeslik lekker geloop tot hy staan. En toe het hy oorgegaan in die Lexus engine ingesit. En dit was 'n goeie engine gewees. Ons het baie betroubare kar, het baie krag gehad, maar die wireband, die fanbelt het bly afspring. Ons kon dit nie uitgesorteer. Ons het 2 wirebande vervang op die Bloemfontein tydren. En hy het 'n spesiale gat hier agter die sitplek gemaak en ons het spinners in die kar gehad wat een trek en een sit die nuwe een op en ons kon nie agterkom nie. Toe gaan ek na Glyn toe en ek sê Glyn, wat gaan hier aan want jy het ook die Lexus engine. Toe sê hulle gebruik die verkeerde wireband. Hier is die regte ene, hier is die partnommer. Gaan kry daai wireband. Ons het die hele Dakar gery sonder om 'n wireband af te gooi.
So dis die kameradie wat daar ook is tussen die tydrenmense of tussen reisies mense wat ek nie altyd weet of dit nog vandag daar is nie. Dink nie so nie. So die ontwikkeling, ek was nie so baie nou betrokke daarbey nie, maar ek het redelik insette gegee, paar keer gaan saamry en so aan. Maar dit was 'n baie lekker ondervinding. En dit was ook wat dit so interessant gemaak het. Op daai stadium was daar nie bakkies met toe vensters behalwe John Lewis Lester se nie. So hierdie was almal dit kon kyk na die kar, almal het belang gestel in hom. Almal wil specs en so gehad het. So ek dink dit was 'n goeie strategiese bemarkingsveld tog ook om daai tydren te gaan ry, want vandag is hulle die wêreld vol. Ja, dis baie waar. Dis nog iets wat vir my interessant was toe ek agterkom dat julle onder die Century naam gekyk het na die Nissan Navara. Dit is waarmee julle 2008 na Portugal toe is en die Dakar wat nou nie gebeur het nie. Ek Scott Julian was betrokke toe alreeds met beide voertuie. Weet jy wat het aanslag gegee tot die oorskakeling om te besluit, luister, kom ons bou ons eie kar soos ons dit wil hê. Kyk, maak het begin met 'n Isuzu bakkie destyds. Hier in 2010 met die Isuzu gery, maar toe het hy ook hy het meer gehou van die spinnekop karre, die space frames. En hy het net gesê hy voel gemakliker in hulle. Toe die Nissan wou hy gery het omdat dit nou al reeds 'n beproefde bakkie was of 'n beproefde voertuig was, nou hy wou die Dakar met iets gaan ry wat daarom net nie meer 'n eksperimentele kar was nie. Maar hy het altyd gesê I want to build my own racing car and win the Dakar. Dit was soort van sy motto geweest. En toe het hy en Julian het by hom ingekom lankal. Julian is 'n baie slim Fransman. Hy's 'n aviation engineer en 'n baie slim kerel. Partykeer hardkoppig, partykeer het hulle te lank gevat om 'n verandering te maak, maar 'n slim kerel en hy is aan die hoof van die hele projek. En Rudy Balser was daai tyd nog by hulle. Rudy was die meganiese ou en wat die elektriese dinge gedoen het en sterk mannetjie. Hy kon sommer die kar oplig as die jacks nie vinnig genoeg uitgekom het nie. So dit was 'n interessante tyd, maar Julian het eintlik die hele ding ontwikkel alhoewel dit maak se brainchild was soos ons in Engels sê. En as ons kan kyk na resultate van daardie Dakar, dit is nou 'n tweewiel aangedrewe, so outomaties 'n nadeel teenoor die vierwiel aangedrewe voertuie, maar julle het algeheel 24ste gekom en tweede in julle klas. So ook 'n ongelooflike prestasie eerstens om die Dakar klaar te maak. Weet baie ouens kan nie eers by die einde kom nie maar dan ook so kompeterend te wees. So kan jy vir ons 'n bietjie deel jou ervarings van daardie Dakar en miskien ook jy het hoe dit vergelyk het met jou ervaring saam met Geniel in die Afrika Dakar. Kyk, saam met Geniel was ek in die 'n topspan wat baie goeie backing gehad het. Ons het 4 spannige tegnisie gehad wat 'n radkaf kon uitblik in die aand en terugsit. Op ons met my Dakar saam met Mark was dit sy pa en ma wat die een bakkie gery het, Julian en Rudy en Colin wat nou ongelukkig ook intussen oorlede is. En daai 3 manne moes die kar in die gang hou. En ons moes ook maar help, jy weet. So dit was baie anders. Dit was eintlik tot 'n mate dalk moeiliker geweest. Maar ek het daarom meer geweet wat aangaan. Ons het 'n beter begrip gehad van hoe die kloktye werk, hoe die bivouacs werk. So dit was uit daai standpunt 'n bietjie makliker. Maar dit was baie moeilik omdat ons het moeg geraak. Hier so 3/4 deur het ons een baie lang dag gehad en daarna het die energie opgeraak. So dit was moeilik. Maar dit was ook 'n baie lekker ondervinding. Onthou die tweewiel aangedrewe karre het daai tyd groter wiele gehad. So en hy kon uit die kar uit kon ons die wiele op en afblaas as ons in sanderige gedeeltes of klippe of so kom, wat die vierwiel aangedrewe voertuie nie kon doen nie. So ek saam met Geniel gery het, kon ons ook die bande van binne af beheer, die banddruk, maar toe het hulle dit later verander dat net die tweewiel aangedrewe karre dit kon doen. Maar ons het eintlik gewen, alhoewel dit nie op rekord is nie, is bietjie stil want hulle het vir Robbie Gordon gediskwalifiseer oor 'n snaakse ding wat hulle met die banddrukstelsel aangevang het. So, maar dit was 'n bietjie stil gedoen, maar dit is nooit op rekord werklik gesit nie. Maar dit was 'n baie groot ondervinding. Ek moet vir jou sê dit was baie lekker. En voor ons nou, kom ons afbeweeg van die Dakar ervaring, maar
is daar iets, ek meen dit moet iets wees in jou mens wees, daardie paar weke met die Dakar buite in die Afrika, woestyne en in Suid-Amerika, was daar iets wat jy voel jy amper gevorm het as mens, daardie ervarings en kan jy met ons 'n bietjie van dit deel? Nog 'n interessante opmerking, toe ons terugkom na 2004 se Dakar, toe sê my vrou ek is rusteloos. My vrou is Engels, sy sê vir my, you haven't got a challenge anymore. En sy sê vir my, jy moet iets gaan soek wat vir jou beter challenge is. En op daai stadium het ek 'n baie suksesvolle firma gehad wat baie geteer het. Ek bestaan vandag nog daarmee. Maar ek sê toe vir my vernoot, nee, ek is nie meer lus hiervoor nie. Ons sukkel toe op daai stadium met allerlei beperkings van die regering se kant af. En ek klim toe uit. En my vrou sê, wat gaan jy maak? Ek sê nee, ek weet nie. Maar ek het toe 'n life-changing experience gehad, soos jy nou sê. En toe ek toe wil ek af gaan Sedgefield toe, waar ek 'n huis gehad het, en sy sê, wat gaan ons doen? Ek sê, ek weet nie, maar ons gaan iets anders doen. En toe het met 'n snaakse draai, toe kom Henny ter Stege, wat 'n goeie vriend vir my is. Hy sê toe vir my, maar kom ons begin, hy's 'n geotegniese ingenieur, geoloog, en ek begin toe 'n geotegniese boorbesigheid. En ons is nou 21 jaar in die gang. So dit was 'n hele groot verandering, en ek dink dit is as gevolg van die Dakar wat daai vreeslike impak op my gehad het. Want jy staan in die oggend op na daai groot ervaring wat jy gehad het, en jy dink eintlik, nee, wat gaan ek nou vandag doen wat interessant is, jy weet, die hele tydren daarna was hier by ons glad nie meer so groot ondervinding nie. So rukkie, en daarna het dit weer begin baie anders te word. So dis 'n antwoord op jou vraag. Daar was 'n verandering in my lewe. Ja, fantasties. Ek kan maar net dink dit moet 'n indruk gemaak het, en en iemand het altyd vir my gesê, weet, die lewe is nie 'n kleedrepetisie nie. You've got one go at it, en klink maar jy het hom reg benader. Ja, maar ek het nog altyd 'n positiewe ou, en ek glo altyd wat met my moet gebeur.